Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Street Store is die wêreld se eerste gratis pop-up klerewinkel waar behoeftige mense die kans kry om deur die klererakke te stap en self 'n uitrusting te kies. Daarna word hulle ook bedien met gebed en lekker warm kos. Volgende jaar se Street Store is die 30ste Mei en jy kan nou reeds begin klere bring. Ons benodig veral wintersklere. Shoot your shot. Die 17 Oktober hier by Dr. Douwe Tygerwil. Ons begin met 'n nuwe Fusion jeugbediening op Vrydae-aande. En om dit af te skop, gaan ons lasertag en ons basement speel. Dis die 17 Oktober vanaf 7:30 tot 9:00. Jy kan al 6 kom vir lekker snacks en games vir die tyd. Sien jou daar. So ek is Olivia en ek geniet dit baie om die verteller te speel want dit is baie interactief met die kinders en ek kry die kans om die fourth wall te breek en ek voel die verteller is 'n baie rustige persoon maar word baie opgewonde oor alles wat om haar aangaan. My naam is Tanya en ek speel Liewen. So in die show sien ek boodskappe van Jesus na die ander mense toe. So ek is Tonton, ek speel Willie die wurm. Ek's 'n baie vinnige wurm, maar in my kop. Ek's 'n stadige wurm, maar in my kop is ek die vinnigste wurm wat lewe op die planeet Aarde. Ek is Dwayne en ek speel 'n Thor, oom Thor, 'n baie wyse mens. Ons sien uit om jou by Super Saai Sunday te sien. Kom kyk Daisy en die Skepper se tuin in die eerste of die tweede diens, die 19de Oktober. Super Sunday! Soms voel ons God is stil. Soms voel ons kry nie antwoorde nie. Maar dit is juis wanneer God werk. God werk in die stilte. En dit is wat ons vir die kids vandag gaan leer. So as jou kinders nog hier binne is, stuur hulle agtertoe. Ons preeknotas is elke week beskikbaar op die YouVersion Bible app. Onthou, jy kan jou parkeerkaartjie betaal met SnapScan of Zapper. Scan net die kode agter op jou kaartjie. Baie dankie. En goeiemôre. Goeiemôre. Dis regtig 'n goeiemôre. Daar's 'n paar redes voor. Die wegraping het nie plaasgevind nie. Weet jy hoe weet ek dit? Dion en Kotie is nog hier. So dit help my ontsettend baie. So ja, wat 'n interessante onderwerp, né? Nou ons sluit nou hierdie reeks af en ek het nou die voorreg en ek weet nie hoe dit gebeur dat ek nou die laaste een kies wat gaan oor ewigheid nie. Maar ons het gepraat oor verlossing in totaliteit. So ons is gered, ons word gered en ons gaan gered word.
Nou dit het Rian en sy team al mooi vir julle verduidelik, maar kom ek sê net vir julle hoe ek daaroor dink. Natuurlik is die werk van Jesus aan die kruis afgehandel. So redding is voltooi, hy sê dit is volbring. Met ander woorde, elkeen wat die naam van die Here aanroep, is gered. Dit sê, ons is gered. Maar dan word ons gered. Nou vir al die eerlike ouens in die gehoor, die Here is nog steeds besig met ons. Jy kan maak wat jy wil, jy kan jou sonnagesig opsit, jy kan partykeer selfs 'n soet aantrek. Maar ons word steeds verander na die beeld van sy seun. Na mate ons hom aanskou, sê die woord, word ons verander van heerlikheid tot heerlikheid. En ek gaan jou nie vra om jou hand op te steek nie, maar wie van julle is hier wat nog bietjie 'n work in progress is, waar die Here nog sekere goedjies bietjie moet skaaf? So sit maar op jou hand as jy voel hy wil nou opspring, maar dit is net so. Maar nou is daar 'n ewigheidsperspektief, en dis waar die ding nou bietjie moeilik raak. Ons kom nou deur 'n paar weke van wegraping. Opraping, wegneming, al die goeders wat toe nooit uitgewerk het soos die ouens voorspel het nie. En as een manier hoe ou toets of die datum reg is van die wederkoms van die Here. As daar 'n datum gegee word, dan weet jy die Here gaan nie op daai dag kom nie. So toets jy hom. Dis baie maklik. So as 'n ou kom met 'n datum, hy het sy somme gemaak, hy het sy Hebreëse woorde gebruik wat hy partykeer bietjie verkeerd gekry het. As hy 'n datum het, dan weet jy die Here gaan nie dan kom nie, want die Here sê, nobody knows. En voor die te benoud raak, gaan ek so 'n bietjie verder met hierdie boodskap probeer gaan om te kyk of ons mekaar kan help rondom hierdie gedagte. Nou, ek het hom aangesit, Jenien. Ek en die knoppie, mamma. Ja, as ons dink aan die begin van die verlossingsplan, ons vind ons identiteit in Christus, en dan weet ons behoort nou aan hom, en dan stap ons nou op pad waar hy met ons besig is. Nou die finale redding gaan plaasvind as ons by hom is tot in al ewigheid, en dis nou die tweede koms van Christus. Nou wanneer gebeur dit, en hoe gebeur dit, en wat is dit nou eintlik? So ek het my identiteit in hom, I'm being saved, so ons word mature, ons ontwikkel in ons geestelike lewe, ons laat toe dat die Here ons slyp en verander, ons is nie 100% volmaak nie, maar in Christus is ek, want hy het my klaar in hom geplaas, Johannes 14 baie duidelik, ek is in hom, hy in my, hulle in ons in hulle, so nou word ek net in identiteit bevestig, terwyl hy met maturity met my besig is, ek word nou in hom, groeiend, ek is besig om te ontwikkel. En dan I will be saved, eternity. Nou ek sit hierdie laaste aanhaling daarin, ek gaan later weer daarby uitkom, net 'n beginsel van death is the end of dying. Hou met so in jou agterkop, wat ons gaan nou probeer konteks gee. Death for those in Christ is the end of dying. En die ouens het baie gewonder in die Nuwe Testamentiese tyd oor, nou wat van die ouens wat dood is, en klaar begrawe is, as die Here nou moet kom. En hy sê vir hulle, Jesus sê vir hulle, dis nie 'n worry nie, want hulle is klaar okay, hulle gaan voor jy nog mooi op jou plek is, gaan hulle opstaan en opgaan. So, death is the end of dying, as ek in Christus sterf, dan ek opgehou doodgaan. Wat 'n amazing konsep is dit net nie. Het die koffie nodig vir die senuwees, ou broer? En ek het gewonder, iemand wat nog koffie vir die senuwees nodig het, dat voor ons verder gaan? Nou, net 'n vraag na jou kant toe, hoe het jy gedink, hoe lyk die hemel? Hoe lyk die hemel? Nou, ek gaan nou nie vra dat ouens antwoord letterlik, maar dink in jou eie kop, hoe het jy gedink aan die hemel? Waar is dit? Hoe lyk dit daar? Wat sê die woord oor die hemel? En hoe gaan dit nou werk? Gaan die Here sy kerk kom haal, en daar gebeur 'n klomp snaakse goed, en dan gaan hy weer 'n keer terugkom. So die tweede koms van Christus word opgevolg deur 'n derde koms van Christus, en dan waar gaan ons dan heen? En as ek nou moet doodgaan, waar gaan ek wees behalwe in die graf? Is daar 'n plek waar ek heen gaan? Of hoe werk dit?
hoe het jy al daaroor gedink? Of het jy al daaroor gedink? Dalk probeer dit ignore, want dit is te ingewikkeld. In die Bybel praat van snaakse geite, as dit kom by hemel. En nou weet ons net een ding, verseker. Ons het nie 'n cooking clue oor die detail van die hemel nie. Maar ons weet presies wie Christus is. En daarby wil ons regtig volstaan. Die ewige lewe, die hemel, daar's nog 'n paar ander konsepte, Nuwe Jerusalem, al die goeders, maar kom ons gesels so 'n bietjie deur 'n paar beginsels. Hebreërs 1. Die Here sê in sy woord, voorheen het hy baie gepraat deur die profete, maar in die laaste dae praat hy deur sy seun. Nou ek wil dit as 'n basis gebruik, net om verder te gaan met die gedagte van, dit gaan nie nou oor wie wat sê nie, want jy kry baie profeseë, baie profete, baie goed word gesê, baie goed word voorspel, baie goed word amper wet gemaak, maar al hoe ons sekerheid kan kry is om te hoor wat die Seun sê. En die Heilige Gees help hom volgens ons die belofte wat geskryf kry in die skrif, om te verstaan wat die Seun wil hê, wat die Seun sê, wat sy beloftes inhou. So, ons dink nie in terme daarvan om op TV kyk, die ou by die hoogste kan spring, kom ons glo hom nie. En hier's 'n ander ou met 'n besonderse nou broekie en 'n mooi haircut. Klink of hy presies die goedjies verstaan. Al wat ek sê is, God spreek deur sy Seun. En as ek Jesus Christus regtig ken as die een wat in my kom woning maak het, en my genooi het om in hom te wees, dan is daar 'n groot sekerheid oor die ewige lewe. Nou ja, eerst die Bybel praat van 'n paar hemels. Op 'n stadium is Paulus volgens sy eie getuienis weggeruk tot in die 3de hemel. Het jy idee waar dit is? Daar is nou 'n klomp ouens wat nou foto's en video's post. Kyk, daar's 'n groot ruimteskip van die aliens op pad na ons toe, het julle geweet? En ek weet nie of hulle Kersfees gaan maak nie. Dit klink my hulle gaan bietjie laat wees daarvoor, maar dis 'n groot storie van hemelruim en grootte in die verskriklike uitgebreidheid van die skepping. Maar die eerste hemel, seker maar net die wolke en daar waar ons kan sien, en die tweede hemel, seker die ruimte. Die 3de hemel, ek weet nie of waar iets is soos 'n 4de, 5de, 6de, maar die 7de hemel is ou baie gelukkig is. Maar ek hoop dat jy vanmôre sal verstaan dat ons beperkte kennis het wat die inhoud en die impak en die omvang van die skepping het. Ons het 'n paar maande gelede daaroor gepraat hierso. Die grootte van die skepping. Al wat jy moet doen is gaan op 'n wolklose aand net uit buitekant toe. En kyk op. En dan wil ek jou challenge, het jy guts om te sê daar's nie 'n God nie? As jy opkyk, Dawid sê in Psalm 8, hy sê, as ek die hemele aanskou, die son, die maan, die werk van die hande, wat is die mens dat een om dink? Want hy besef daar in sy beperkte, hoeveel kennis hy gehad het, besef hy net, dis genoeg om te glo daar's 'n God. Net om in die lig in te kyk. Nou, eerste, tweede, derde hemel, dit maak nie saak nie, maar ons is bestem vir ewigheid saam met Jesus Christus. Nou, ek gaan nou nie heeltemal kan detail gee nie, omdat ek bloot nie weet nie, maar is dit 'n plek of 'n toestand? Dalk weet ek, dalk weet jy nie, of dalk weet jy en ek nie. Is die hemel 'n toestand of 'n plek? Die Bybel praat op 'n plek van die nuwe Jerusalem daal neer. So daar kom 'n nuwe hemel, nuwe aarde op die aarde. Of is dit daar? Want wat vir my bo is vir die Chinese onder. Nou waar is die hemel? Verstaan jy ons beperktheid? Ons dink binne ons gewoonte vermoë of ons intellektuele vermoë, maar God is ver by dit verby. Hy's groot, hy's almagtig, en hierdie enorme skepping hou hy in sy hand. Net om te dink aan die biljoene sterrestelsels, never mind sterre wat daar bestaan. Dis by ons verstand verby. Nou net interessant, iewers in Openbaring, ek dink Openbaring het ek al geskryf, 21, praat hy van die nuwe Jerusalem wat 2200 km breed is en 2200 km lank en dan soms so hoog ook, so kubus. Nou weet ek nie jongs, as die ouens nou meer word, gaan hulle daar inpas. Daar sal verdiepings moet wees soos met die ark.
Dis 'n uitdaging. Maar al wat ek wil sê is, as jy Openbaring lees, as jy een filter kan opsit, is die filter Jesus Christus. Die Seun van God, wat gesê het, ek sal in jou plek doen alles wat nodig is, sodat jy by die Vader kan wees in die plek wat ek vir jou berei het. En dis vir my genoeg. Nou, beeldspraak, interpretasie, wanneer vat 'n ou Openbaring as 'n feit of 'n beeldspraak? Wat luister jy, wat hoor jy, wat sê jy oor Openbaring? Dan praat hy van ons verheerlikte liggaam. Nou, ek moet sê, dis nog iets wat met my laat dink aan die wonderlikheid van die Here. 'n Verheerlikte liggaam, wat beteken dit? Dit beteken onder andere dat as ek in die oggend opstaan, ek lof die, as ek in die oggend opstaan, dan kan ek dadelik regop kom en loop. Of vlieg, of whatever daar gaan vir my wees. Dit gaan nie meer nodig wees om 'n ruk te vat om regop te kom. En al die joints weer geolie te kry. Dit gaan verby wees, die beperktheid van siekte, selfs die dood is gevange geneem in die opstanding van Jesus Christus. So it's all about him, not about a place. Dit gaan nie nou oor iets anders nie, maar hy sê net, ons gaan in 'n verheerlikte liggaam wees, en dan gaan ons nou al begin vra, maar wat gaan ons weet? Gaan ons in die huwelik nog kan by mekaar hou? Bokkie, waar is jy? Daar sit my vrou daar agter. Ek hoop jy voel, dit so lekker gewees het, né? Maar nou vra die ouens vir die Here, en dit lyk asof hy sê, nee, daar's nie so ding so huwelik nie. Die huwelik is nou eintlik volbring as Christus weerkom. Dan word die bruidegom en die bruid verenig. En dan is dit nie nodig vir 'n man of 'n vrou nie. Nou, dalk is jy nou teleurgestel, dalk is jy nou in die begin van 'n liefdesverhouding, en jy dink, man, forever and a day, soos ek altyd sê op 'n troue. Maar die Here sê, nee, daar's 'n ander dimensie, en ek wil jou opgewonde maak oor die ander dimensie. Dis nie meer wat ek weet, of wie ek Kamersdag is, of met wie ek getroud is, of wat ek kan verkondig as iets slims nie. Dit gaan oor baie groter as dit. En almal kan met vrymoedigheid sê, ons weet nie hoe lyk 'n verheerlikte liggaam nie. Al wat ek weet is, gaan verskriklik minder pyn. Dis verseker. Wat gaan ons daar doen? As ons hemel toe gaan, never mind nog waar hy is en hoe lyk hy, wat gaan 'n ou doen as jy vir ewig by die Here is? Nou kom ek, help jy net bietjie uit 'n stukkie ontsteltenis uit. Een van die goed is aanbidding. Nou dink ek, joh, aanhoudend, lang staan. Ek weet nie, hoe lang is die worship leier se asem nog? Net, dan sê ek nog net, Here, ek is lief vir U. Maar ek moet dit weer sê, en aanhoudend sê, omdat ek nuwe goed uitdink, want dit hou net aan, en dan sê die Bybel, vir 24 uur aan mekaar, 24 uur uit elke 24 uur is daar ouderlinge wat uitroep en sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Dan dink ek, worship is nice, maar magies. Aanhoudend, ek weet nie, dalk gaan die verheerlikte liggaam maak dat hy nie so sleg op jou bene voel as jy so lank staan nie. Maar eintlik wat hy sê in die woord heilig wat die ouderlinge uitroep, bring 'n ander dimensie na vore oor aanbidding. Heilig beteken eintlik een kant en anders. Heilig beteken nie ek is volmaak nie. En as ek nou hierdie stiker dra met my naam op, ek dra hom eintlik maar net nie vir jou om te weet wie ek is nie, dis vir een keer as ek vergeet. Net om te check, ek moet eintlik anders omplak. Maar heilig sê, Here, kyk hoe anders is U. En dalk is daar 'n dimensie daarvan, en onthou nou wat ek nou sê is aannames. Ek gaan dit nie in die beeld sit, en ek gaan nie 'n podcast maak daaroor, en sê, thus saith Lofty nie. Al wat ek dink is, dat die openbaring van wie God is, gaan groter vir my sigbaar wees as ooit. Ek gaan aanhoudend agterkom, hoe groot is die skepping. Ek gaan agterkom, as ek in sy teenwoordigheid is, hoe lyk die drie eenheid. I cannot wait to see the mystery of your Trinity, het iemand eendag gesing.
En daai heilig is nie, ek sing nog 'n worship liedjie en naderhand as ek terug by die CSV liedjies want ek het nie nog songs om te sing nie. Dis baie meer as dit. Dis die ontwikkeling van my insig in wie God regtig is as hy vir my wys. So lyk die skepping, dit het ek gedoen. Dit het ek laat plaasvind. Dis wie ek is, dis hoe vergifnis lyk, dis hoe die kruisdood 'n werklikheid geword het, hoe die opstanding van Christus uit die graf uit was, en hoe groot en groot die skepping is. En ek wil nie vashak by die grootte van die skepping nie, maar ons het nie 'n koek en klou hoe groot die skepping nie. En hoe slimmer die ouens word, hoe minder weet hulle. En een ding wat hulle weet is, daar's nou 'n uitbreiding van die heelal teen die spoed van lig. Onthou nou wat ek nou sê. En dis bewese goed hier. Dis nie, ek wonder nie daaroor nie, ek weet dit, want die slim ouens het dit kon bevestig. En selfs die ouens wat minder slim is, kan dit al bevestig. Dat die heelal, wat onbeperk is in ons menslike bereikingsvermoë, uitbrei teen 300.000 kilometer per sekonde. Dink aan die konsep. En ek dink deel van dit in die hemel, gaan nie net wees die blydskap van verlossing en die liefde vir die Here nie, maar die kennis wat ons gaan opbou, die ontwikkeling, die worship, die Here, dis so anders. Kyk wat het hy gedoen. Nou verstaan ek dit eers beter. So, dis deel daarvan. En dan, ons gaan rus. Ek weet nie wie van julle is moeg nie. Ek's nog nie moeg nie, maar ek dink na die tweede diens gaan ek dalk moeg wees. Ek word in die aand, ek weet nie my vrou wat maak sy nie, maar ek's lank voor haar moeg in die aand. Ek is baie keer te moeg om te rus. Ek weet nie of jy al so gevoel het nie. Hy sê, daar gaan ons rus. En daai rus is meer as net middagslaapie. Daai rus is meer, dis weer eens net 'n bevestiging en eintlik 'n kulminasie van die rus wat ek ingaan in die Here. Ek rus van die werke. Ek rus van wat ek probeer om beter te wees. Ek rus van alles, want ek is nou by hom en ek rus verskriklik. In hom, in die hemel, met hom, saam met hom, is rus 'n ander ding. Ek dink as fellowship, ek dink nie ons gaan noodwendig te veel vrae vra nie. Almal sê as ek in die hemel kom, gaan ek vir die Here dit vra, en party sê hulle gaan vir Petrus vra. Ek weet nie hoekom Petrus altyd by die poort staan en die ouens moet check nie, en Petrus moet dit. Ek weet nie, ek dink ons gaan alles net besef. Ons gaan net weet. Ons is by hom, ons gaan nie nou worry oor, hoekom is my hondjie dood, toe ek net begin het om hom te potty train nie. Hoekom is hierdie kind op 'n jong ouderdom dood, en die ou wat 'n sonnige lewe het, word 94. Ek dink nie ons gaan daai vrae vra nie, ons gaan by hom wees, gaan fellowship wees, maar gaan ook groei wees. En nou sê ek dink kontroversieel, Rian, jy moet naai tyd maar met my praat, as ek die deel moet uitlos by die tweede diens. Maar dink bietjie aan iets wat Openbaring sê. Hy sê, daar gaan 'n boom wees, wat tot genesing van die nasies is. Nou, as ek klaar dan genees is, en ek is klaar heel, en ek is klaar by hom, wat maak die boom daar? Nou wonder ek maar net, is dit nie dalk so, dat ons selfs in ons volmaakte kennis dan, nog steeds, gaan groei, in die verstaan van wie hy is nie. Ek dink daar gaan aanhoudende nuwe openbarings kom, ek gaan in die gees kan groei, terwyl ek in volmaaktheid by hom is daar steeds 'n ontwikkeling, want anders is die boom nie daar nodig nie. Daar's genesing van die nasies, en dit bring my op 'n pad wat ek dalk nie wil nou gaan nie, maar ek dink nie daai volkomenheid, daai eenwording, daai heerlikheid is groter as ons ooit kan dink. En ek dink nie ons gaan noodwendig daar op 'n wolkie dryf met 'n harpie nie. Dink nie ons gaan wit klere dra nie. Ek kan in elk geval nie musiek maak nie, ek het al probeer en ek is tereggewys, maar ek dink nie dis wat God ou voor geroep het nie. Ek dink net die wederkoms, die koms van Jesus Christus, kom op 'n hoogtepunt, ek gebruik my woord kulminasie, ek dink dis 'n redelike Afrikaanse woord, waar is die onnies nou? Bokkie? Seker reg, ek sal naai tyd hoor as ek verkeerd was. Maar daar's 'n bymekaar kom van God se plan, terwyl ons dan in sy teenwoordigheid is. Jesus sê, gaan vir julle plek berei. Hy sê dit, hy het dit lankal gesê. Nou, daai bord spreek iets daarvan.
As jy 'n naam daar opgesit het van iemand wat jy wil hê by die Here moet uitkom, dan moet daai persoon eintlik bewus gemaak word daarvan deur die Gees dat Jesus 'n plek gaan berei het. Maar nou moet ons mooi verstaan, dis nie 'n huisbouprojek nie. Dis nie 'n nuwe ontwikkeling waar nou smarthuise, minder smarthuise, badhuise en hophuise is nie. Dis nie die plek wat hy van praat nie. Hy maak 'n plek by die Vader. Jesus gaan om 'n plek te berei vir elkeen van die ouens wat sy naam daar staan, 'n plek om vir ewig by die Vader te wees. En dit het eintlik 'n tweeledige betekenis. Ons gaan by hom wees, daar's plek daar in die hemel, maar ons gaan ook die plek vind in hom terwyl ons hier op aarde is. So die plek wat hy vir my berei het, het ek ingeneem toe ek gesê het, Here, kom in my lewe, kom in my hart in. So hy het die plek gaan berei, en daai plek wag vir ons en is alreeds beskikbaar. So ek het hom, en ek gaan hom kry. Nou die vraag is, hoe kom ek daar? Ek weet, hy gaan ons nou wegvat soontoe, maar hoe kan ek deel wees van die ouens wat daar gaan wees? Wat moet ek maak? Hoe moet ek optree? Wat moet ek verander? Wat moet ek aflê? Wat moet ek byvat? Hoe kom ek daar? By die plek wat ons sê, hemel. Nou, ek gaan nou nie in detail praat oor al die bassyne wat gaan blaas en al die goed wat gebeur nie. Die Bybel is vol tekens. Hy praat van goed wat nog moet gebeur. Hy praat van rampe wat die aarde gaan tref. Hy praat van die antichrist. Nou, net om klarigheid te bring daaroor, baie mense sien 'n persoon, en dit lyk my, dit moet die antichrist wees. Jy weet, wat ons gesê is Hitler, hy is die antichrist. As ouens wat meer modern raak, en nou sit daar 'n paar name het as kandidaate vir die antichrist. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die Nuwe Testament, of die hele Bybel, praat net 2 keer van antichrist. En dis in die briewe van Johannes, klein Johannes hier agter in die Bybel. Die antichrist sien ons nie noodwendig, as ons kyk na die skrif, as hier staan nou op en hy sê ek is die antichrist nie. Dis amper die gees van die antichrist. Dis teen Christus. Dis iemand wat iets anders doen as wat God Jesus voorgestuur het. Dis teenoor God, antichrist. Dis nou nie tannie in Kaapse taal nie, anti. Dis teenoor. En daardie gees van die antichrist is al lankal aan die werk. Maar nou sê die woord ook baie duidelik, pas op, jy weet, as ouens vir jou begin wys, jy weet, hier is die profeet en daar is die antichrist en luister hiervoor en alles. Ons moet net kyk wat sê die skrif. Nou kom ek daar, julle ken bekering en wedergeboorte, daar's net een manier, en is deur Christus. Daar's nie een manier, dis deur Christus, hy het die pad berei, hy het die prys betaal, en een ding wat dadelik in ou se kop inkom, maar wat van die ouens wat hom nog nooit van hom gehoor het nie? Wat van die moslim kindertjies wat in 'n baie bedreigde omgewing groot word aan die Verre Ooste of die Midde-Ooste? Wat van hulle? Here's what I think. Christus het die prys vir almal betaal. En hoe dit gaan werk, weet ek nie presies nie, maar elke persoon, Christen groot geword of moslim groot geword, het die geleentheid en sal uiteindelik 'n besluit kan neem op grond van wat Jesus gedoen het, al verstaan hulle hom nie soos ek en jy hom verstaan nie. Ons het die voorreg gehad, ons het in huise groot geword waar Jesus bekend gemaak is, ons kon die Bybel lees, ons kon alles, maar hy het die prys betaal. Weier is net 'n tipiese, tradisionele Afrikaanse kerkgesin. God se genade is baie groter as wat ons kan dink. Nou sê in Filippense 1:6, hy wil die werk in jou begin het. Hierdie skrif jy maak my totaal opgewonde. Hy het iets begin in jou, hy sê hy sal dit voleindig. Tot op die dag van Christus Jesus. So tot die hemel kom, tot die wederkoms gebeur, tot die einde kom, gaan hy werksaam in jou wees, want hy het 'n werk in jou begin, hy gaan jou nie los nie. Jy gaan baie keer voel jy drop hom, jy gaan baie keer voel soos 'n wildebeestvanger in jou onvermoë om te bid of te bedien of wat ook al, maar God het 'n werk begin, trust him to finish it. Wees jy net bereid, wees jy net hier. Ewige lewe, en ek gaan nie al die skriffies lees nie, maar julle ken dit, Johannes 1:12. Hy sê, hy het aan ons die gesag gegee, die autoriteit sê die woord in die oorspronklike taal, om kinders van God te word.
So daar's nie 'n onsekerheid rondom dit nie. Hy gee my die autoriteit sodat ek kind van God kan wees, sodat ek my laat meesleer deur sy plan vir ewigheid. So ek gaan nie voorwaarde stel en sê, Here, ek gaan dit doen, laat U dit kan doen nie. Ek wil hê die hemel moet so lyk en ek wil hê my siening van hoe die wederkoms moet wees, moet so lyk. Ek wil my laat meesleer deur iemand wat alles weet. Waarvan die woord sê, hy is die begin en die einde. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die alfa en die omega, die begin van alles en die einde van alles. Alles gaan rondom hom. Johannes 3 vers 15 en 16 ken julle baie goed. Dit gaan oor die wedergeboorte. Dit gaan oor die beginsel van hy het gesterf sodat niemand verlore hoef te gaan nie. No one. Dit is nie nodig vir iemand om verlore te gaan nie. En ons kom terug na die beginsel van redding wat onverstaanbaar is. Daar's 'n willeperd aan 'n kruis langs Jesus. Julle ken daai storie baie goed. Dit bly vir my ontsaglik wonderlik. Hy het niks nog ooit in sy lewe reg gekry nie. Inteendeel, hy het net 'n gemors van alles gemaak. En al wat hy sê is, Here, dink aan my. En dan sê Jesus, jy gaan vandag nog saam in die paradys wees. Nou die paradys, plek van bewaring of rus of wat ook al, voordat die Here regtig kom met sy wederkoms. Hoe dit daar werk, weet ek nou nie. Ek is jammer as ek nie antwoord kan gee nie. Julle moet dalk maar volgende keer 'n slimmer ou kry. Ek weet nie hoe werk dit nie. Ek weet nie die Lazarus nie, ryk man, die woord sê Lazarus het gesukkel en swaar gekry, maar uiteindelik is hy aan die boesem van Abraham gewees. Nou dis 'n plek ook waar hy dalk gehou is totdat die Here weer kom, tot die hemel regtig opdaag. Of is hy dalk as deel van die boesem van Abraham dan, want wat 'n toonbeeld is, of 'n teebeeld dan van sekuriteit en vaderskap, of hy dan daarvan af by die hemel uitgekom het, soos dit toegelyk het, I don't know. Al wat ek weet is, he knew God. Hy het geweet. En dan 2 Korintiërs 5:21, 'n verstommende skrifgedeelte wat die Here sê, maar ons het geregtigheid geword. We became the righteousness of God. Ons dink baie keer, wat is reg en verkeerd? Waar skiet ek tekort? Hoe moet ek nou hierdie ding doen, dat ek nie die oordeel van God oor my kan kry nie? Hy sê, you became the righteousness of God. Deur dit wat Christus kom doen het ons die geregtigheid van God geword. Koms van die koninkryk en, ja, Lukas se skrywe, ek moet vir hierdie skrif lees, Nuwe Afrikaanse vertaling. Toe die Fariseërs vir Jesus vra, wanneer die koninkryk van God dan kom, het hulle geantwoord, die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Man, ek het 'n paar ouens in gedagte wat ek hierdie skrif hier wil stuur. Hulle sal nie kan sê, kyk hier is dit, of daar is dit nie, want die koninkryk van God is hier by julle. God laat hom nie in 'n hoek inverf, omdat sekere ouens sekere gedagtes het nie. The kingdom belongs to him, he's the king of the kingdom. So hy besluit, en as ek in hom is, dink nou mooi, ek in hom, dan maak dit nie saak wat gebeur nie, dan word my timing mos opgeneem in sy timing. En dan sê hy verder, die Griekse woord is entos, binne in julle, dit is net verstommend, wat God se liefde net nie kan doen nie. Daarna sê hy vir die disippels, daar sal daar kom wanneer hulle daarna sal verlang om net een van die dae van die seun van die mens te sien. Een van die dae die seun van die mens te sien, maar julle sal dit nie sien nie. Hulle sal wel vir julle sê, kyk daar is hy, of kyk hier is hy. Maar moenie gaan en moenie agter hulle aanloop nie, soos die weerlig wat uitslaan die hele ligruim van die een kant aan die ander verlig, so sal die seun van die mens kom, as die dag van sy koms daar is. Dis sy besluit, om gehoorsaam te wees aan die Vader, om dan te kom. It's all about the kingdom. Hy sê, maar eers moet hy baie ly en die mense van die tyd verwerp word, net so dit in die tyd van Noag gegaan het, soos dit ook gaan in die tyd van die seun van die mens. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag die ark ingegaan het. Toe kom die sondvloed en het alles uitgewis. So deel van die manier hoe ek by die Here uitkom, is om in die ark te wees, nie buite die ark nie. Die ark is nie 'n stel wette,
of reëls of 'n goeie kerk nie. Dis bloot 'n teebeeld van in Christus wees. Ek moet net by hom uitkom. As ek by hom uitkom, dan is ek uitgesorteer. Maar nou sê hy, it was the same as it was in the last days of Lot. Dis nou so 'n bietjie Weskus Engels wat ek nou lees. People were eating, they were drinking, they were buying, they were selling, they were planting, they were building, carrying on business as usual, without regards for their sins. Daar's niks meer verkeerd om te doen wat daar staan nie. Maar as jy dit doen sonder dat jy in die ark is, het jy moeilikheid. Doen wat jy moet doen, leef jou lewe, geniet jou lewe, neem verantwoordelikheid, maar doen dit in Christus, dan is daar nie 'n surprise wat kom nie. Wegraping, ek gaan nie daaroor te veel uitwy nie. Maar ek wonder maar net, as hy sê elke oog sal hom sien. As elke oog hom moet sien en die aarde is nie plat soos party ouens sê nie, dan gaan nogal uitdaging wees. Nou hoe en wanneer, want hy sê dit is 'n breekdeel van 'n sekonde. Elke oog sal hom sien. En dan sê hy ook in Lukas, en dit het my nogal baie laat dink, hy sê, hy kom so dief in die nag, en dit het my verskriklik laat worry. Het dit jou ooit laat worry toe jy jonk was? Hy kom so dief in die nag, so, wanneer gaan dit nou gebeur? Hoe nou? Ek moet gereed wees, ek moet ten minste met 'n Bybel voor my oop sit. Ek het baie daaraan gedink toe ek 'n klein laaitie was, toe lees ek oor Mount Vesuvius, is dit hoe ou sê? Waar die ouens so in die beweging net versteen het. Toe dink ek, is dit klein laaitie. As hier nou verspiewende berg moet gebeur hier op Magaliesburg, daar is nie eens berge behoorlik nie, maar dan moet ek daarom ten minste so versteen word met 'n Bybel so op my skoot. Dan gaan die nageslagte dink, man. Maar hy kom so dief in die nag, en dit laat 'n ou in jou natuurlike mens bietjie wonder en bietjie worry, en jy dink, hoe nou en wat nou. Maar dan sê hy, maar julle, dan praat hy met die gemeente, met sy kinders, met sy volgeling, hy sê, maar julle is kinders van die lig, julle wandel nie donker nie, julle hoef nie te worry oor die skielike koms van Christus nie. En dit het my so laat ontspan om te dink, Here, om reg te wees beteken nie om op daai oomblik die regte ding te doen of in gebed te wees of in lofprysing nie. Dit beteken net ek moet myself in Christus bevind. Dan kan hy op 'n surprising tyd kom en dit gaan my glad nie pla nie, want ek is gereed. Dis die gevolg van bekering. Ja, dis nou die dief van die nag storie. Ek skryf, ek het maar net hier opgesit, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waar die hemel deur vuur sal vergaan en elemente sal brand en versmelt. Ons is gereed. Ons verstaan dit nie. Ek weet nie wat dit beteken nie. As alles dan gaan versmelt en verbrand en waar gaan die hemel dan wees? Of gaan hy bo dit of onder dit wees? En soos ek sê, wat vir my bo is vir die Chinese onder. Jy weet, waar is bo nou? Dan wil ek net sê, to be in him is the safest place for the second coming of Christ. Dis al. Verskeie konsepte, daar's bruilofsmaal van die lam. Nou as mens op elke aspek van die goed wat in Openbaring opgeteken is, sal ons heel week hier sit, nog nie klaar kry nie. Maar daar's 'n bruilofsmaal. Wat beteken dit? Die bruid en die bruidegom kom by mekaar. En elke ou wat gesê het, Here, ek nooi in my lewe in, is deel van daai bruilofsmaal. Daar's nie 'n manier waar daar 'n uitverkiesing gebeur het, wat jy lank voor die tyd op besluit is, yes of no nie. Daar's nie 'n manier hoe daar net 144.000 ouens ingaan nie. En selfs die ouens wat daai goed verkondig, erken partykeer, hulle is nie eens deel daarvan nie, hulle verkondig dit maar net. Maar daar's 'n onbeperkte heerlikheid in God se genade wat groter is as my kop. En ek wil net sê, ek is deel van daai bruilofsmaal. To be in him is the safest place you can be. Baie ons worry oor die vagevuur. Ek weet nie of die ouens van die ek wil nie die kerk se name noem nie, maar daar's ouens wat worry oor die vagevuur. As ek min sondig, dan gaan ek dit maak, want ek gaan net bietjie brand. Dis nie well done of dis maar die vagevuur is 'n konsep wat
die beweging van daai tyd uitgevind het om ouens dan net laat te jammer voel oor hulle sondes. So, as daar 'n vagevuur situasie is en jy kom en jy gaan in daai hokkie in waar jy bieg, wat ek altyd dink dit kan ook 'n goeie gedagte wees vir hierdie gemeente, vir enige gemeente, 'n bietjie te bieg. En dan as jy nou klaar gebieg het, dan kan die ou vir jou sê, okay, jy het dis nie so erg gewees nie. Go my son and sin no more, maar jy gaan daarom net 'n rukkie in die vagevuur bly, maar die baddies gaan lank daar wees. Dit laat my net dink aan die ou wat die confessions aangehoor het. Nou betaal die ouens, dan sê hy, my son, go in peace and sin no more. Dan die ou sê R10 betaal, maar op 'n stadium kom 'n ou met 'n groot geldnood nou. Groot geldnood. Hy het nie nood vir geld nie, hy het 'n groot nood. Okay. Ek het hom uit. Okay, nou die priester op daai stadium klaar die geld in die boksie gooi, dit nie genoeg klein geld nie. Nou dink hy, sure, nou sê hy maar vir die ou, go in peace my son and sin twice more. So wat maak ons? Gaan daar 'n groot verdrukking wees? As ek oor die wêreld kyk, net op die nuus, iets wat werklik gebeur, is daar nou al verdrukking vir baie mense. Daar's verskriklike verdrukking op hierdie aarde, maar as dit waarvan die kerk praat, of waarvan die ouens wat die timeline van die wegraping en die tweede koms van Christus bymekaar gebring het en sê daar's 'n groot verdrukking wat vir 7 jaar gaan aanhou. Ek kan my nie uitlaat daaroor nie. Al wat ek weet is, as ek in Christus is dit nie my oordeel nie. As ek in Christus is, as ek vrede gemaak het met hom, as ek sê, Here, kom deurgrond my, ondersoek my en maak my net deel van u koninkryk. Ek wil in u wees, nie in my. Dan is daar nie 'n groot verdrukking wat my gaan weghou van God af nie. Dan worry ek, en ek wil dit sê met groot versigtigheid, dan worry ek nie oor merk van 'n dier of 'n ding op my hand of 'n ding op my voorkop nie. Op hierdie stadium kry ou ouderdomsvlek, wie het al agtergekom? Dis hoekom ek 'n langmou hemp aan het. Lyk of ek oral al 'n merk van een of ander ding gekry het. Ek kan net my hand so swipe aan koop ek. Maar daar's nie regtig by ons vrees oor dinge wat voorspel word vir die eindtyd nie. Want ons is in Christus. Die wat besluit het, is in Christus. Die antichrist, ek het daaroor gepraat reeds, die wat klaar gesterf het, nou dink ek maar net waar die troostwoord kom in Korintiërs, waar Paulus sê, julle moenie bekommerd wees vir die ouens wat klaar dood is nie. Want dit is so. Wat nou van hulle? Wat gaan nou word van hulle? Nou, daar's 'n belofte in die Bybel dat die dooie sal opstaan. Nou dink ou in terme van 'n begrafplaas. Dis een ding, maar wat van ouens wat, dit klink nou gory, en ek probeer dit nie gory laat klink nie, maar wat van 'n ou wat deur 'n haai geëet is? Wat van 'n ou wat verbrand is? Wat van iemand wat dalk net, ek weet nie wat oorgekom het dat ons nie wil aan dink nie. Maar wie vir God is dit nie issue nie. As hy sê die dooies gaan opstaan, gaan hulle opstaan. Hoe hulle by mekaar gaan kom, weet ek nou nie. Dis 'n ander ding. Hoe hulle daai stukkies, wat ook al is dit belangrik sou wees, by mekaar gaan kry, that's not the issue. Hy sê die dooies sal opstaan, want ek het meer in my as net 'n liggaam. En as hierdie tentwoning afgebreek word, beteken hierdie vlees en bloed niks. En hoe hy my by hom gaan kry, dis nie my probleem nie. Al wat ek weet is, ek het die geregtigheid van God geword in Christus. Ek gaan nou oor daai, want ons al reeds daaroor gepraat. Ek het my hele preek vooruit gepreek. Een ding wat ou nogal laat wonder het, nie met my lag en vir my bid. Wit troonoordeel. Jy het gelees van die groot wit troonoordeel. Dit het my moet skrik gevul. En jy ken die storie van, wel, ek het dit so beleef toe ek klein was. As die Here kom, gaan jou lewe soos 'n rolprent voor almal afspeel. En net daar het ek 'n senuwee aanval gekry. Dit is verskriklik.
Nou sonder om jou te laat skuldig voel, dink bietjie. Come on. Kom al julle holy rollers. As jou lewe nou soos 'n rolprent vir almal vandag moet afspeel, hier so op die groot skerm. Nie nou uithardloop nie. Maar weet jy, die oordeel is reeds gevel. Want aan die kruis het God sy oordeel oor Christus sy seun uitgespreek, sodat ek en jy nie veroordeel gaan word nie. Nooit, want in hom is die oordeel gevel. Is hy die een wat my skuld gedra het, soos ek kan vry wees. Hoe maak ek seker vir my plek in die hemel? Die ABC. Nou, die slim ouens van Doxa het 'n ABC wat ek nie woorde kan onthou nie, so ek het my eie gemaak. Daar's 'n awareness, daar's ek nog reg, Rian. Daar's 'n awareness. Ek glo dat maak nie saak hoeveel ouens die Here ontken en sê daar's nie 'n God nie en die heelal het sommer net plaasgevind so uit die bloute uit. Daar's 'n awareness wat God deur sy Heilige Gees in elke ou plant. Ek het vandat ek my verstand het ek 'n awareness van God. Ek het dit nie verstaan nie. Niemand het dit probeer verduidelik eers nie. Hulle het ek het steeds nie verstaan nie, soos meeste van my skoolwerk, maar daar's 'n awareness. Daar's iets wat die Here in 'n ou se gemoed wakker maak. There's a God. En daai God het jou lief. En ek weet, ek het dit al vertel, maar ek onthou in graad 1, Juffrou Jansen, se klas, wat na vetkruid geruik het. Julle weet mos nou al die jonges sal nie verstaan nie, maar die ou mense soos ek, vetkruid, as jy instap, ruik jy vetkruid, maar sy het die skepingsverhaal gelees. En ek onthou net, toe sy sê, dit was aand en dit was môre die volgende dag, ek het net geweet, ek kry nou nog 'n rilling as ek daaroor praat, I knew God made all of this. Maar my graad 1 brein het ek niks daarvan verstaan nie, al wat ek geweet het, God is die skepper, I knew that. Daar's 'n awareness, almal van ons het dit. Maar dan's daar 'n beseffenis, dis die woord ek nou ingesit het, wat julle moet dit maar verander daar by Doxa, so hoofkantoor, en sê, beseffenis. Die dag as ek tot daai groot besef kom, daai oomblik wat ek weet, He did it for me, I need it. Ek het daai beseffenis gehad op die 18de Februarie 1979. Daar was nie so bord in daai kerkie, daar was niks in daai kerkie, het was in 'n woud, so vreeslike, daar was niks mooi in daai kerkie, het was net 'n plek van hom binne. Daar was nie so bord nie, maar daar was 'n bidsquad wat ek genoem het. Net voor my, die ry, behalwe Petra wat deel van die bidsquad was, het daar so 'n ry bidsquadders gesit, vrouens wat vir my gebid het. My naam is in die gees op so 'n bord. En daai aand toe kry ek die beseffenis, toe land dit die binne in my gees. I need God. Ek het hom nodig om in my lewe in te nooi, sodat ek nooit weer hoef te wonder en te twyfel nie. And he did that. En toe kom die confession gedeelte. Toe is alles verby. Ek behoort aan hom en ek stap by die kerkie uit, so hoog bo in die grond. Ek voel dit is wonderlik. En daarna het die Here nie opgehou om te werk nie, maar daar was baie goed wat hy al moes werk. Baie. Ek het so ruk terug het met die manne gedeel op 'n Saterdag en toe ook die Sondag by die kerk, by die diens. Daar was nog baie goed, maar ek kon verklaar dat ek kind van die Here is. Ek kon verklaar dat sy woord die waarheid is. Ek kon verklaar, 1 Johannes 5 vers 13. Ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. I just knew. Maar die confession het gemaak dat ander mense dit ook kon hoor. En baie ons het gewonder, want hulle by Eskom daai tyd in Witbank, maar die Vrydag nog beleef, en die Maandag toe kom hier 'n ander skepsel ingestap. And they were so confused. En ek kan verstaan hoekom. Daaroor dalk ietsie later. So ek wil afsluit deur vir jou te sê dat die onsekerheid rondom wegraping, wederkoms, alles, hoef ons nie te laat wakker lê nie. Al wat ek wil sê is, of een van die dinge wat ek nog wil sê is, moet net nie dat 'n volgende ou jou oortuig
moet sy somme en sy Hebreëse woorde oor wanneer die Here kom nie. Want daai datum is die datum waarop hy nie kom nie. Al wat ek vra is, dat elkeen van julle die geleentheid sal gryp om te sê, ek wil in Christus wees. Dit gaan nie nou oor kerkverband, of dit gaan nie oor hoe ek groot geword het, dit gaan nie oor wat ek goed gedoen het, of wat ek nie goed gedoen het. It's all about Jesus Christ. En as daar enige onsekerheid by jou is daaroor, dan wil ek graag saam met jou gebed doen. Ek gaan nie vra om jou hand op te steek nie, maar ek wil vra dat ons almal ons oë net vir 'n oomblik toemaak. Kom ons wees net ernstig oor hierdie oomblik. Kom ons maak seker dat ons seker is. En as jy onseker is op enige vlak van jou verhouding met die Here, om te sê, dankie Here, dat ek vergewe is. Dankie dat ek kan bely dat ek kind van God is. Dankie dat U gekom het om 'n volmaakte werk in my lewe te kom doen. Sit net so, dan bid ons saam. Here, ek bid dat U deur die Heilige Gees in elke hart op hierdie oomblik net U waarheid opnuut sal bevestig. Dankie Here dat as daar onsekerheid sou wees by enige iemand, dat dit nou net uit die weg geruim sal word, omdat U inkom en 'n nuwe skepsel maak van elkeen van ons. Dankie dat ons bewus is van wat U wil doen, dankie dat ons die besef van ons binneste het van wat U wil doen, en dankie dat ons kan bely met ons mond, wat ons glo met ons hart, dat Jesus die Here is, wat ons verlede weggeneem het, wat dit vergewe het, en ons in staat stel om uit te sien na die koms van die koning van die koninkryk. Ek bid dat waar mense voel, daar's goed wat happer en goed wat nog onsekerheid inhou, dat dit uitgeklaar sal word, Here. Ek bid dat mense vrymoedigheid sal hê om daaroor te praat en daaroor te bid en dan net op die ou en te sê, dankie Here vir die geskenk van die ewige lewe. Want as U kom, dan wil ek deel daarvan wees. Deel van die koning se koninkryk. En ons sê vir U baie dankie daarvoor, Here, in Jesus se naam. Amen. Standing on resurrection ground, living a life that has been found in You. You have redeemed me from my sin, rivers of life now flow within. You've made me new. Come and worship the Anointed One. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. I'm walking on resurrection roads. I'm living a life that's full of hope. Hope in You. No longer a slave to my old ways. I'm dancing to rhythms of Your grace. You've made me new. Come and worship
come. All because of Christ the Son, we're lifting up our voices one. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son, we're lifting up our voices one. Exalted, He is lifted high. Jesus Christ, the reason why. Declaring as we testify, singing, we worship the Anointed One. Lift up your song, come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we worship the Anointed One. Lift up your song, come and join in as the heavens sing.